Goeiedag geliefdes. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die naam bo elke naam, die naam van die persoon wat bereid was om vir ons sondes te sterf. Ek groet jou in sy wonderlike naam. Daar's nie 'n ander manier om mekaar te groet as in die naam van Jesus nie. Besef ons elke dag hoe bevoorreg en gelukkig ons is om Jesus in ons lewens te hê. Weet geliefdes, vandag dink ek net bietjie so daaraan. Hoe baie keer gebeur dinge in ons lewens en ons is so geneig om altyd net alles vir Jesus se voete te kom gooi. Ons is so geneig om te sê of God die Vader se voete, hoekom doen God hierdie dinge aan my? Hoekom laat God hierdie dinge toe? En so selde wil ons kom en net sê, "Wow, ek het God blameer vir wat met my gebeur het." Maar as ek vandag mooi terugdink, besef ek net dat dit wat met my gebeur het eintlik my eie skuld was. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is. Vader, ek glo hierdie boodskap kom uit u Vaderhart uit vanoggend. En ek glo dat u self vandag met u kinders praat deur hierdie boodskap. Gebruik my Vader as 'n instrument in u hand. My mond 'n kanaal waardeur u woord vir u kinders, u liefde vir u kinders kan vloei. Ek is maar net 'n instrument en vra Here, gebruik my. Praat met ons vandag. Wie dit ook al is wat hierdie boodskap moet hoor, maak jou ore oop en luister en hoor wat God vir jou wil sê. Vandag wil ek hê jy moet net bietjie luister. Luister na hierdie boodskap. Voor jy, want ons as mense gewoonte is so maklik, Vader, om altyd terug te slaan, terug te kom met 'n comeback, soos om die Engelse woorde te gebruik waarvoor ons mensdom so lief is. Ek het vir hulle 'n lekker comeback gehad vandag. Ons is so geneig om dit te sê. Vader, ek bid dat elkeen wat vandag na hierdie boodskap luister, mooi sal luister na dit wat u verder wil sê vandag, sonder om net te kom met 'n comeback. Ons is tog so lief vir ons comebacks. Vader, ek weet dat hierdie boodskap 'n boodskap van liefde is, 'n boodskap van sê, maar my kinders, dis tog nie wat ek vir julle wil hê nie. Vader, ons dank u daarvoor. Ons dank u dat ons weet dat u het ons oneindig baie lief. Dat u elke dag met ons is. Dat ons nooit ooit alleen is nie. Dat u ons behoed en bewaar en beskerm. En dat u ons dra deur ons tye. Deur ons tye van swaar kry. Here, mag hierdie gebed vandag uit elkeen se hart. Ek weet dis ek wat die gebed sê, Here, maar mag elke persoon wat vandag na hierdie boodskap luister, hierdie boodskap beamoen en weet dat dit kom uit u Vaderhart uit. Mag hulle dit aanneem, mag hulle hierdie gebed bedoel terwyl hulle dit beamoen. Want Vader, u sê in die woord waaroor twee of meer mense saamstem oor 'n saak, so sal dit hulle geval. Mag dit so wees dat elke persoon wat na hierdie boodskap luister en in hierdie gebed vanoggend is, dit sal beamoen.
dan weet ons, so sal dit ons geval. Vader, ek bid dat elke persoon se ore oop sal wees om te luister. Stadig sal wees om te reageer. Stadig sal wees om hulle sê te wil sê. Miskien is dit hierdie radiostasie 'n baie goeie ding, want hierdie is 'n ding waarop ons nie sommer kan reageer nie. Vader, waar ons eers moet luister en alles mooi moet inneem. En as dit moet wees dat ons 2 of 3 keer daarna luister, wonderlik, dan kry ons die boodskap soveel beter en kry dit wat ons gemis het. Vader, ek bid vir my geliefdes, vir my boeties en my sissies, vreemde mense wat ek dalk nie ken nie, wat al begin gewoond raak aan my stem. En U hoor in elke woord wat ek spreek. Nie omdat ek goed is nie, maar omdat U so goed is, my God. Ek wil net die instrument wees waardeur U werk. En ek bid uit my hart uit vir elke liewe boetie en sussie wat na hierdie boodskap luister, dat hulle harte oop is vandag, dat hulle oop en ontvanklik is vir dit wat U vir hulle wil gee. Seën dan hierdie program vandag, Vader. Seën elke hoorder. En ek bid elke hoorder se seën oor U ook, my God. Jesus Christus en Heilige Gees, welkom by hierdie boodskap vandag. In Jesus naam. Amen. Ja, geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg het ek en jy net om gereeld om elke dag na hierdie radiostasie te kan luister en te kan hoor hoe God met ons praat. Weet, hy het jou verskriklik baie lief en jy is die appel van sy oog. Ek en my man praat so gister daaroor. Ek is vreeslik lief om te kyk na die reëls, soos hulle dit noem, van die nomad mense wat so in die berge woon. Daar's een spesifieke vrou met altyd nie meer 'n jong vrou nie. Sy lyk vir my of sy alreeds hier in haar 40's kan wees, maar tog het sy klein kindertjies om haar. En as party van die reëls is daar 'n baba wat sy borsvoed nog. Geliefdes, hierdie mense, hulle trek van die een grot na 'n ander grot. Partymal bou hulle met takke en modder hierdie karige ou huisies waarin hulle woon. Hulle dra groot mandjies op hulle rug vol blare. Wat hulle met die blare doen, is ek nie heeltemal seker nie. Of dit voer is vir die diere of hulle dit gebruik vir vuur maak, ek's nie seker nie. Maar daar lê oral hope en hope van die blare. Selfs in een van die hutte het ek gesien, toe een van die vroue haar mandjie vol gaan maak en die hut is vol van die blare. Dan somtyds reën dit kliphard. Ek sê vir my man, hierdie mense is dag en nag besig om te werk. En dink vir myself, die ou klein kindertjies is maar hier om hulle en klein kindertjies skuif hierdie ding na die plek toe en weer na daai plek toe, speel met die honde. Hulle lewe so plat op die aarde, maar tog ook, hulle glimlag altyd. Hulle groet mekaar altyd vriendelik. Hulle rig hierdie oulike gehuggie in. Hulle het altyd verskriklike skoon, mooi mat, persiese matte wat hulle binne in hierdie huisie sit.
partymal in die grotte, maak die grotte mooi toe en skep daar 'n rusplek vir hulle mans wat heeldag hard werk. En die vroue is altyd besig. As dit nie die wasgoed is wat hulle was nie, die blare wat hulle aandra nie, kos maak, hulle sit en slaan die deeg oor en oor totdat die deeg perfekte ronde broodjie vorm en bak dan. Vanaand sit hulle almal heerlik en eet saam. Hulle praat verskriklik baie wanneer hulle eet. Maar wanneer hulle werk, hoor jy nie 'n woord nie. Hulle gaan net aan. Hulle werk die hele dag lank, letterlik van voor sonsopkoms tot na sonsopkoms in die aande en slaap dan rustig op hulle matte, maar nog steeds op klipharde grond. Daar's nie opblaasmatraste of lekker sagte beddens nie. Nee, hierdie mense leef so naby aan die natuur. Ek weet nie watter geloof hulle is en wie hulle aanbid en wat nie. Ek sien wanneer hulle byeenkomste het, dans hulle te lekker en dit gaan net lekker. Maar wat my opval van hulle is dat hulle is altyd so blymoedig. Ons as kinders van die Here is tog geneig om so baie te kla. Ek praat nie van as ons deel van ons voel nie lekker, ons is siek of ons het 'n pyn iewers. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat ook nie van die persoon wat nou net deur kanker was 'n paar jaar terug, albei haar borste verloor het en nou weer gediagnoseer is met kanker wat in baie pyn is. Van die behandeling, siek is van die behandeling. In 'n vroeë menopause gesit is, so sy voel sommer stok oud, sy lyf is seer, sy's moeg, sy voel sy kan nie meer. En net hierdie een keer gee sy in en sy gaan groot en sy kla en sy huil oor hoe sy voel en sy vra, hoekom doen die Here dit aan haar? Ons is so lief om alles voor God se voete te sit. Maar ek praat nie van haar nie. Ek praat van jou en my wat daagliks dinge doen wat ons soveel kere hoor. Dis nie goed vir ons liggame nie. Dit veroorsaak kanker. Dit kan jou 'n hartaanval gee. Dit doen dit en dit doen dat. Jy weet, ons moet mooi onthou. Ons sit die saad in die lande. Dit wat jy saai, dit sal jy maai. Dit sê die woord so goed vir ons. En dan kom ons op 'n dag wanneer daai saad ontkiem het en daai saad het gegroei en daar's vrug op daai lande of koring op daai lande en dit moet afgehaal word. En dit is nie altyd lekker nie. Want wat ons saai, dit sal ons maai. Nou het ons uit onkunde, maar tog het ons wel geweet. Ons kan nie sê ons het nie geweet nie. Ons kan wel sê ons het nie geweet hoe gaan emfyseem voel of hoe gaan longkanker voel of wat doen die alkohol aan my liggaam of wat doen selfs energiedrankies aan my liggaam of selfs wat doen witbrood aan my liggaam. So baie kere as jong mens word ons op 'n ding gesit, miskien deur 'n dokter. Want medies het ons dit nodig, ons het hoë bloeddruk, ons het suikersiekte. Daai tablette wat ons neem, kom met 'n lange lys van neeweffekte wat dit kan veroorsaak in ons liggame. En ek en jy lees dit nie eers nie. Ons stel nie regtig belang nie.
Nou wil ek vir jou vra, nou kom jy vandag by 'n geval waar iemand sê vir jou, hoorie so, as jy bloedjonk wil lyk, drink bietjie van hierdie middel. Vat maar 'n voorbeeld, dis arseen. Net 'n ou druppeltjie arseen in 'n liter water gaan help dat jy jonger lyk. Hierdie is nie waarheid nie, moenie dit doen nie. Ek gebruik 'n voorbeeld. Wat gaan jy sê? Jy sal dadelik sê, nee dankie, ek stel nie belang nie, ek wil dit nie doen nie. Asseblief mense, ek gee nie raad en sê doen dit nie. Ek gebruik 'n doeteenvoudige voorbeeld. Ek en jy sal mos nie gif drink nie. Al sê hulle vir ons, dit gaan jou 10 jaar jonger laat lyk. Ons is nie so dom om hulle te glo in wat hulle sê nie. Maar dan kom daar ander produkte soos vaping en dwelmmiddels en nie net produkte nie, soos die son. Soos ure in die son lê om 'n lekker bruin liggaam te kry. Vir wat mense? Ja, ons het sonlig nodig om Vitamiene D in ons liggaam vry te stel. God het al hierdie goed beplan om ten goeie mee te werk. Mense, kan jy vir jouself net dink, hoe amazing is die menslike liggaam saamgestel om hierdie, God het gedink aan elke liewe dingetjie, elke selletjie in ons liggame. As ons kyk na hoeveel lewende wesens op hierdie aarde is, en God het aan elkeen van hulle gedink. God het vir elke liewe dingetjie die perfekte lewe beplan. Elke klein haartjie op ons kop het 'n skibbetjie, het 'n wortel, het kanale binne in hom. So kyk ons na die blare, so kyk ons na die blomme, so kyk ons na die plante, so kyk ons na die kos. Alles wat God voorsien, hy het die perfekte plan gehad vir alles. Maar ons as mens het hy geskape met 'n eie wil. Hy sê in sy woord, vandag haal ek woord aan op 'n ander manier, maar hy sê in sy woord, hy sê hy het ons weinig minder gemaak as 'n hemelse wese. Ons is die top van sy skepping. En ons kyk mooi na alles wat aangaan in hierdie ou wêreld. God het gesorg dat ons alles het wat ons nodig het. Selfs sonlig om te help om Vitamiene D vry te stel in ons liggame. Maar so kom ek en jy as mens, daar is baie mense wat dink dat hulle slim is en baie awesome produkte ontwerp en goed sit. Ons weet nie elke dag wat is alles in die koeldrank wat ons drink nie. Ons weet nie wat is alles bygesit in die kosse wat ons eet nie. Selfs groente en vrugte en vleis en alles word deesdae gemanipuleer. Ek en jy moet so mooi seker maak wanneer ons iets koop om te eet, om te sien, is dit organies. Maar dan weet ons nog steeds nie wat is daarin nie. En ons weet nog steeds nie wat was die mens wat dit vervaardig het of dit geplant en gegroei het, se intensies nie, want deesdae gaan alles oor geld maak.
En dit is vir my so hartseer om te sien. Ons kerk het gisterand, ons pastoor het gisterand 'n uitreik gehad met sy shack-bediening, waar hy weer 'n bietjie kerk gaan hou het saam met die mense op straat. En vir hulle lekker kerk gehad, hulle het lekker gesing, hy het met hulle gedeel, hulle het gebid, hulle het lekker geëet, en dit is so awesome en dit is so amazing. Maar wat vir my so hartseer is om te sien dat daar is so baie honger mense daar buite. Ek gaan weer terugkom na hierdie nomads. Hulle eet ietsie wat vir my lyk soos die mieliepap wat ons eet, want ek sien hulle plant op mielies. So ek neem aan dis gewone mieliepap. Maar hulle eet dit met 'n groen blaar wat hulle gaar maak. Ek weet nie wat se blare dit is nie. Ek kan nie mooi sien of is dit spinasie of soos die ouma roggel wat ons almal geken het as kinders. Ek weet nie wat is dit wat hulle gaar maak nie. Maar hulle eet so smaaklik daaraan. In ander gevalle as jy sien waar hulle groot potte beesvleis gaar maak en so aan. Maar baie meeste van die tyd lyk dit vir my hulle stapelvoedsel is hierdie groen blare met 'n brood wat hulle self maak en pap dan wat hulle uit die aarde se goedheid uit self plant, self maak. Dis my so wonderlik, maar ek besef elke ou maak 'n plan om iets te kry om te eet. Maar dan besef ek ook daar's daar duisende mense wat so honger is en dan kyk ons na trokke en trokke en trokke vol kos wat weggegooi word. Groente en vrugte wat nog niks keer nie, wat in die landfills ingegooi word. Hope en hope en hope kos. Daar's soveel mense wat honger is. Daar's soveel mense wat dakloos is. Dan sien jy myne wat toemaak, wat klaar gemyn is, of hulle myn nog, maar hulle skuif al hulle mense, dan word die huise gesloop. Daar's soveel mense wat nie dak oor hulle kop het nie. En huise word dood eenvoudig afgebreek. En jy besef net, wat het van hierdie wêreld van ons geword? Hoekom is ons wêreld besig om so uitmekaar te val? God sê in sy woord, ag dit loutere vreugde. Maar ons sien so baie hartseer en so baie trane en so baie verwyte wat voor God se voete gegooi word. Maar ons as mens wil nie erken dat baie van die ellende waarin ons is deur ons eie toedoen nie. Dis oor dinge wat ek en jy self oor ons pad gebring het. Kom ons begin waaksaam wees. Kom ons begin heel eerste, voor ons ietsie sê, wat ons nie moet sê, soos, waar was God? Kom het God nie dit en hoekom het God nie dat? Kom ons wees net eers bietjie waak oor jou mond. Waak oor wat jy sê. Jy weet, God het vir ons 1 tong gegee en 2 ore. Dit lees ons ook in die woord. Kom ons luister net eers en dink mooi voor ons reageer, voor ons ietsie sê wat ons nie moet sê nie, voor ons God die skuld gee vir alles wat in ons lewens gebeur, en wees net bietjie eerlik en kyk bietjie, wat het ek gedoen om dit te verdien? Wat het ek gedoen wat dit kon veroorsaak? En nou weet ek, baie klein kindertjies en babietjies gaan deur erge siektes en gaan deur kankers en sterf vroeg, sterf dalk nog in die moeder se buik. Baie word gebore met alle verskriklikste siektes en defekte en goed, wat ook soms veroorsaak word deur goed wat ons drink en eet.
terwyl ons swanger is. Maar ek wil nie jy met jouself verwyd oor wat dalk gebeur het met jou of jou baba of so iets nie. Maar ek wil hê jy moet weet dat God sal sorg en dat alles ten goeie sal meewerk. Nou vra 'n man dalk vir my wat nou net onlangs sy pragtige jong vrou verloor het aan 'n kanker in haar gesig. Wat het sy gedoen om dit te verdien? Wat het ek en my kinders gedoen om dit te verdien? Dan wil ek vir jou sê, dit is nie noodwendig oor wat ons gedoen het om dit te verdien nie, maar dis wel oor wat God doen om ons te verlos daarvan. Kom ons kom net altyd tot die punt en onthou weer eens, God laat alles ten goeie meewerk. Daai siekte is dalk wel tot die dood toe, maar na die dood kan daai siekte niks verder aan daai persoon doen nie. So ook nie die vyand nie. Daai persoon gaan 'n vol lewe leef by die Here. Kom ons hou op om te verwyd en te sê hoekom doen God dit en hoekom doen God dat. Kom ons kom op die punt om te sê ek weet my God het 'n plan. Ek weet op die ou einde van die dag God weet beter. Kom ons leer om stil te raak en te hoor wat hy vir ons wil sê. Be still and know that I'm God, sê hy vir ons in sy woord. Geliefdes, ek wil julle regtig aanmoedig om meer met God te praat, meer met hom te kommunikeer, om 'n verhouding met hom te hê, om 'n verhouding met hom te verlang en voluit vir hom te lewe. Wanneer hierdie goed ons dan tref, weet ons waarna toe om te gaan. Ek myself is al deur baie dinge, deur baie verskriklike pyn, deur operasies. Ek myself het ook al baie kere gewonder hoekom gebeur hierdie dinge met my. Maar daar's altyd 'n antwoord. Daar's altyd verbetering. Daar's altyd genesing. Om te sê 'n paar jaar terug het ek baie erger gelyk as nou. 'n Paar jaar terug het die dokters gedink ek sterf. Dat ek potblou was op 'n operasiebed. Maar nog steeds het God my deurgedra. Ek wil vir jou sê, hy gaan jou nie in 'n moeilike omstandighede invat en jou net daar los nie. Hy sal jou deurdra. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, ek wil vir U so baie dankie sê vir die feit dat ons weet ons het 'n anker in hierdie lewe. Vir die feit dat ons weet ons kan na U toe kom. Selfs al voel ons nie lekker nie, selfs al sien ons nie mooi nie, selfs kan ons soms nie hoor nie, selfs al tref die ergste dinge ons, is ons nooit ooit alleen nie. U is altyd daar met ons. U is altyd daar vir ons. Vader, ek wil vir U sê, dankie, dankie God, dat U aan alles gedink het. Dankie dat U gesorg het, dat ons alles het wat ons nodig het om voort te bestaan. Ek wil bid vir die siekes, Here, raak hulle aan in genesing, maar so ook dat hulle U nabyheid ervaar die heeltyd. So bid ek ook vir ons ou mensies, vir ons arme mense, maar so bid ek ook vir die rykes en die verwaandes en die selfsugtiges en die hoogmoediges, dat hulle sal word wat U wil hê hulle moet word. Dankie Here dat U vir ons goed is. Ek is so lief vir U Vader, in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Ek groet jou dan
in die wonderlike naam van Jesus. Shalom.